Welkom by hierdie week se AMT Politiese Oorsig saam Prof Theo Venter van die Noordwes Universiteit. Daar's baie nuus gewees plaaslik internasionaal, Prof. Ek dink kom ons begin dalk met die nuus wat ons nou gehoor het van die adjunkminister van die DA wat uit die bloute uiteindelik vir ons dan nou afgedank is. Ja, dit lyk vir my, ons regering van nasionale eenheid loop in sulke siklusse. Elke 2 maande het ons 'n krisis. Ons het alweer 'n krisis. Luisteraars sal onthou dat ons so 2-3 maande gelede gevra het ons nog 'n regering van nasionale eenheid voor die begroting? Nou, gister het daar 2 goed gebeur. Die DA het besluit om vir die begrotingswysigings te stem in die parlement, maar terselfdertyd het die president, die adjunkminister vir handel en nywerheid, minister Whitfield, adjunkminister Whitfield, hy is die leier van die DA in die Oos-Kaap, Samir afgedank. Hoekom is hy afgedank? Hy is afgedank want hy was saam met die DA se besoekgroep in Washington, en daai selfde tyd, nadat AfriForum daar was, en 'n klomp ander ouens, het die DA ook 'n afvaardiging gestuur, en het hulle ook gaan praat met stedelbesluitnemers. Nou die ironie hier is, die DA is Amerika toe, om vir die Amerikaners te gaan sê, die regering vir nasionale eenheid werk. Ja. So, wat hulle gesê het, lyk my, is nie ter sprake nie. Wat hier ter sprake is het hy toestemming gehad om te gaan. Want 'n adjunkminister is nie deel van die kabinet nie, maar hy is deel van die uitvoerende gesag. Wanneer kabinetsvergaderings gehou word, sit adjunkministers nie daar nie tensy hulle gevra word om in te sit. Maar hulle word breedweg gesien as die uitgebreide kabinet. En hy het blykbaar 10 dae voor die tyd, het hy gevra vir toestemming. Hy het geen reaksie van die presidentsie gekry nie, en toe hy nou nie reaksie kry nie, toe ry hy maar. Hy neem verlof, en toe hy terugkom, toe vra hy verskoning. Maar lyk my dit het nêrens enige appel gemaak nie. Nou is die vraag, waarom het die president so opgetree? En wat gaan die DA doen? Die DA het gister 'n vergadering gehou, en hulle het 'n ultimatum gestel, wat ek dink 'n bietjie dom is, aan die regering van nasionaalheid. Hierdie ultimatum verstryk môre, dis nou Saterdag. En hulle het vir die president gesê, hy moet sekere goeders doen binne die volgende 48 uur. Die kanse dat die president iets gaan doen is 0. Ja. Ons ken hom nie. Ons weet hoe hy gaan reageer. Ja, ons ken hom nie as iemand wat iets doen, as jy hom vra om dit te doen nie. Hy doen dit op sy eie tyd. So, ek dink die DA het nie hierdie was 'n bietjie woede of politieke frustrasie wat gemaak het dat hulle hom nou 'n ultimatum stel. En mense moet vra, waarom het die president iemand wat goeie werk doen, wat as adjunkminister uitstekend vaar, hoekom hom afdank vir 'n mindere oortreding om Amerika toe te gaan? Want onthou nou, die president het 'n maand of wat later self Amerika toe gegaan. En ons dink dat hy het hierdie adjunkminister afgedank om 'n klein versekeringspolisie te koop, polities gesproke, vir 2 van sy ministers wat baie diep in die moeilikheid is. So ek dink hy het eintlik hier vir die ANC of vir die DA gesê, ek sal besluit wie's in en wie's uit, want die grondwet sê, die president het die absolute prerogatief om mense aan te stel en te fire, om dit nou so eenvoudig te stel. Dis die een funksie wat die grondwet aan hom toeskryf, net aan hom alleen. Maar nou weet ons, hy doen dit nooit heeltemal alleen nie. Hy doen dit altyd in oorleg, of met die ANC, of met die DA, en nou sit hulle in 'n koalisieregering, en 'n mens sou dink dat daar 'n bietjie oorlegpleging sou plaasvind. Volgens John Steenhuisen is hy 'n uur of wat voor die tyd ingelig, voor 'n kabinetsvergadering, dat dit gaan gebeur. Hy het vir 'n tipiese rugby of sokker het hy 'n time-out gevra, het gesê, gee my net 'n dag, laat ek net die goeders kan bespreek. Ja. 3 ure later, toe is die aankondiging gemaak dat hy uit is. Feite is, dat die DA het daai posisie binne in die regering van nasionale eenheid, die adjunkminister vir handel en nywerheid. So die posisie bly hulle sin. Maar hulle gaan nou iemand anders in sy plek moet benoem. Ja. En ek dink,
As ek die DA was, sou ek vir die president gesê, president, ons aanvaar jou besluit, ons weet dit is jou prerogatief, ons is nie gelukkig met jou besluit nie, maar oorweeg asseblief meneer X, Y of Z vir daai posisie. Maar dis uiteindelik wat hier gaan gebeur. Daar gaan net 'n ander DA-lid in dieselfde posisie geplaas word. En daar is baie bekwame ouens in die DA om dit wel te doen, maar dis weer eens 'n krisis, want nou kom 'n klomp ander goed in die spel. Wat van die ministers van die ANC wat in die Zondo-kommissie genoem word, of sy nou alles oor die gesien John Steenhuisen het gevra dat hulle nou ook afgedank word. Ja, hierso. Die minister vir hoër onderwys het vir die parlement gejok. Sy het gesê sy het 'n komiteetjie saamgestel en toe blyk dit daar was nie regtig so 'n komitee nie. Nou, as ons nou na die Amerikaanse politiek toe gaan, kan jy baie goed verkeerd doen en jy kan dit oorleef, maar as hulle jou uitvang dat jy gejok het, is jy op jou agterend uit, waar jy ook al is. Ja. Nou, kom ons kyk waar gaan die ding heen. Ek dink die DA gaan weer die adjunkministerskap kry, maar dis nog 'n krisis in die regering van nasionale eenheid, in 'n tyd waar 'n mens eintlik wil fokus op 'n paar ander probleme. Daar's oorstromings in die land wat al ons aandag verg. Plaaslike regering is besig om te misluk. En terwyl ek oor plaaslike regering praat, miskien net twee gevalle wat ons net weer moet noem om vir ouens te wys wat besig is om te gebeur. In die geval van die Ngwati munisipaliteit wat Parys, Heilbron, Vredefort, Koppies, dit is het Afriforum en geleedere en die Belastingbetalersvereniging 'n hofbeslissing gekry dat Parys se stadsraad moet ontbind omdat hulle nie hulle werk doen nie. So daar moet 'n nuwe verkiesing plaasvind. En in die geval van Durban, die groter Durban, Ekurhuleni, het die versekeringsmense van Toyota 'n geweldige groot eis ingestel. Maar ek het gesien vir daai oorstromings en goed. Vanweë gebrek aan instandhouding. So hier, aan die een kant sien jy wat besig is om te gebeur. Daar is nou ander druk op plaaslike regering. En infrastruktuur oor die algemeen wat besig is om te val, en dis hoekom ons nou sien byvoorbeeld raffinerye wat byvoorbeeld ons moet nou diesel invoer in plaas van olie ook, wat dit ook nou natuurlik tipe infrastruktuur is wat plaaslik nie onderhou word nie. Dit lyk vir my wat in die land gebeur is ons laat toe of die regering vanweë onbekwaamheid, hoofsaaklik swak bestuur, swak aanstellings. Oppositiepartye is baie lief om die kader aanstellings uit te wys. Verval infrastruktuur tot op 'n punt. En wanneer dat dan verval, dan skrik die ouens wakker. Dan kos dit 2 na 3 maal, as dit nie meer kos om dit reg te maak nie. En ek dink as daar een groot verandering moet kom in ons owerheidsbestel, is dit om baie meer aandag aan instandhouding te gee. As jy 'n instandhoudingsprogram het, kan jy die paaie beter hou. As jy 'n pad eers toegelaat het om te verval, soos wat ons al gesien het, ek het nou die dag gery tussen Wolmaranstad en Schweizer-Reneke. Ek het al paaie in die Oos-Vrystaat, daarna by Weppener in die plekke gery, waar die pad so verval het, dat hy oorgebou moet word. Nou om 'n pad oor te bou, grondpad langsaan te ry, ja, maar om 'n pad oor te bou, is so duur, maar om behoorlike instandhouding te hou, gaan jy die lewensduur van 'n pad, wat tipies die ingenieur sê vir my, as jy 'n pad bou, en jy bou hom goed, behoort hy tussen 25 en 30 jaar te hou. As jy hom in stand hou, soos wat jy behoort te doen, en instandhouding beteken 2 of 3 goed. Beteken jy moet van tyd tot tyd hom herseel, beteken jy mag nie toelaat dat die gras groei tot teen aan die pad nie, en ook nie bome nie. Ja. Gaan ry 'n bietjie op party bome, ek het nou die dag gery tussen Senekal, ja, tussen Senekal en Steynsrus, waar die kareebome groei tot teen die pad. Nou dis die dood van daai pad, want die boomwortels gaan onder die pad in en dit ondermyn en ondergrawe die infrastruktuur, die fondasie van die pad. So instandhouding is 'n kritiese deel waaraan ons aandag moet gee, en dit, veral vir landbou in die platland, is iets wat, as daar een verandering kom, is dit om 'n groter instandhoudingsbegroting beter te bestuur. Ja, nee, verseker. Prof, ek wil nog 'n ding hoor,
Helen Zille hulle het met die burgemeesterskap van Johannesburg, het hulle 'n bietjie terugslag daar beleef in terme van die stemming wat daar geplaas Ja, hulle het probeer om 'n mosie van wantroue in die burgemeester te stel, om te kyk of hulle die situasie in Johannesburg nie kan verander nie, maar Action SA was natuurlik nou weer een van die spoilers in die proses, hulle het nie deelgeneem nie, so die burgemeester het sy mosie van wantroue oorleef, die speaker het haar pos verloor, Johannesburg bly in 'n onstabiele koalisiesituasie. En Johannesburg is nou presies een van daai plekke, ons het nou oor instandhouding gepraat. Ja. Johannesburg se instandhoudingsbegroting moet nou deur die staat aangevul word, anders kan Johannesburg nie skoongemaak word vir die G20 beraad wat in November plaasvind. En hulle moet dit nou doen. Kaapstad is slim, Kaapstad het reeds vir die regering gesê, as julle nie 'n plan B het nie, ons is vir julle 'n plan B, want Kaapstad is reeds gereed. Dis reeds mooi. Om so 'n ding aan te hou. So, dit wys jou net weer, maar Helen Zille, terwyl jy van haar praat, sy het nou haar hand of haar naam in die hoed gegooi, om in volgende jaar se verkiesing, wat ons verwag in November maand, die burgemeesterskandidaat vir Johannesburg te wees, en ek dink dis 'n baie interessante skuif, want dit beteken die DA is bereid om van hulle beste mense in te stoot. Nou, Helen Zille het al die ondervinding. Vraag is, het sy die persoonlikheid en het sy die steun? Want as ons nou kyk na meningsopnames, en daar was 'n hele paar die laaste week of 2, dui dit daarop dat die ANC se steun geleidelik afneem. So as 'n mens oor die ANC steun praat, waai die wind wes, soos die ou mense sou gesê. Ja. Die DA se steun, Plaaslike verkiesing wat ons nou volgende jaar, Ja. Hulle moet hulle self nou reg posisioneer om vir daai verkiesing dan nou ook. Ja. die DA se steun hou. MK lyk my doen nie goed intussen verkiesings nie. Die PA doen uitstekend, maar hy vat DA setels. En hy vat hier en daar 'n ANC setel. En die ANC se posisie. Uiteindelik, as ons 'n jaar weg van 'n verkiesing af, meer as 'n jaar weg, dink ek ons gaan 'n uitslag kry dat dat die groter dorpe in stede toenemend koalisieregerings gaan kry. Want niemand gaan 'n meerderheid of 'n volstrekte meerderheid kry nie. Maar dat die klein dorpies wat die meeste hulp nodig het, nog maar steeds in ANC hande gaan bly. En klein dorpies in Suid-Afrika is krities in die landelike gebiede. Ja. En dit is waar die verval op die oomblik die grootste is. Dus hulle is eintlik almal hulpbehoevend. Ja. En ek weet nie of daar 'n verandering gaan kom nie. Ek stem 100% saam, Prof. Ek dink soos plaaslike munisipaliteite, veral vir die landbousektor, vir investering in landbou, veiligheid op landbouvlak, al daai tipe goed is, daai investering is ongelooflik belangrik. Want die vuur of die korrupsie nie daar 'n groot seevuur nie. Wel, die president het gesê in 'n toespraak wat hy voor die Nasionale Raad vir Provinsies 2 of 3 dae gelede gehad het, het hy gesê as 'n plaaslike regering geld moet teruggee van die toekennings wat hy gekry het, die sogenaamde government grants, as hy dit moet teruggee wat hy nie spandeer het nie, is dit 'n kriminele aksie. Maar dit is so. Ja. Hulle kry geld verniet om aan te wend veral vir infrastruktuur. Hoekom word dit nie spandeer nie? Want hulle kan nie besluit watter loyale entrepreneur moet die kontrak kry nie. Ja. En een van die redes hoekom dit in Parys nou gekom het dat die hele stadsraad afgedank moet word, is juist daaroor. Mense is betaal vir werk wat glad nie gedoen is nie. En ek was nou al 'n bietjie betrokke by werk wat kontrakteurs doen. Dis eintlik ondenkbaar dat 'n kontrakteur betaal word vooruit. Want 'n kontrakteur doen werk, dan word daar 'n sertifikaat ingedien vir wat 'n deel afgehandel is, persentasiegewys, en dan word hy persentasiegewys betaal. So dit moet binne kontakte wees en dit moet 'n gebroederskap wees wat mekaar ken. Dis korrupsie om iemand vooruit te betaal. En ek dink, en die ironie is, die ouditeur-generaal wys dit uit telkens, maar mense steur hulle nie daar nie. Ja.
Prof, die laaste ding wat ek ook wil vra is 'n bietjie internasionaal te beweeg. Amerika, ons verhouding met Amerika. Ek weet ons het nou 'n afvaardiging ook die laaste week of so gehad van SAI en ek dink ons nog 1 of 2 ouens wat oor is. Amerika toe, hulle toe teruggekom en sekere uitsprake ook gemaak of gesê met ons verhouding met Amerika. Ja, wat het daar gebeur? Ja, kom ons plaas dit net in perspektief. Net soos wat AfriForum oorsee was en die DA het die Vryheidsfront en SAI en NIASA ook besoek gaan aflê wat heeltemal 'n geldige soort van ding is en ek dink al wat hulle gedoen het, hulle het bevestig wat die Amerikaanse vereistes en wat die Amerikaanse verwagtinge is oor hoe ons verhouding met Amerika kan normaliseer. En die goed wat daar genoem is goed wat al van tevore ook genoem is. Plaasmoorde moet 'n prioriteitsmisdaad word. Ja. As dit 'n prioriteitsmisdaad word, dan beteken dit die polisie gee spesifiek aandag daaraan. Tot nou toe wou hulle nie. Nou, John Steenhuisen het dit ook genoem in die gesprek met die Withuis. En dan noem hulle die verskillende faktore. So dit is misdaad, dis infrastruktuur en dit is hoe swart ekonomiese bemagtiging bestuur word. Want swart ekonomiese bemagtiging is op die oomblik op 'n baie vreemde plek. Dis asof daar aan die een kant deur die regering toegewings gemaak word vir oorseese beleggers. Byvoorbeeld Starlink, Elon Musk. Hy kan nou in die land inkom en hy hoef nie 'n 30% aandeelhouding te gee vir 'n Suid-Afrikaner, swart Suid-Afrikaner nie. Hy kan die ekwivalent van wat dit sou wees, kan hy aan iets anders spandeer. Dit gaan nou gebeur. En die president het dit ook goedgekeur en in die nasionale huis van verteenwoordigers gesê, dis heeltemal binne die wet. Maar aan die ander kant lyk dit asof die regering besig is om BEE strenger toe te pas. Ek het gesien, hy het gesê, dit is hier om te bly, amper, wat het, ja. En die vraag is, in 'n situasie waar die ANC besig is om steun te verloor, waarom doen hy dit? Hoekom kom daar nie 'n liberalisering van swart ekonomiese bemagtiging nie? Want op die oomblik, as jy NIASA glo, dan is dit onmoontlik vir 'n wit man in terme van regeringsbeleid om nou meer in enige plek aangestel te word. Hy is net eenvoudig 'n uitsterwende spesie. En ek skryf dit daaraan toe dat die ANC besef onder hoeveel druk hulle is. En wanneer iemand onder druk is, dan probeer hy partykeer krampagtig om sy beleid te implementeer voordat hy beheer verloor. So ek dink wat die ANC probeer doen is om groter beheer te probeer hou, maar ek dink nie hierdie is 'n volhoubare proses nie. Ek dink uiteindelik gaan dit, soos wat met Starlink gebeur, gaan hierdie BEE en die toepassing daarvan stadig maar seker verbrokkel. Want die meeste mense dink nie dit is meer nodig nie. Ons is 30 jaar na 1994. Mense wat nou die mark toetree het nie eens geweet. My eie seun met my populasie self tog. Hulle glo ook nie dis meer iets wat en as mens as prof nou die jammer ek val in die rede, maar as hulle ANC steun verloor ten spyte van die swart ekonomiese bemagtiging wat strenger toegepas word, dan is dit mos nie 'n tool wat hulle eintlik kan gebruik nie. Heeltemal. My seun wat in 'n politieke huis groot geword het, maar hy's in 'n ander rigting, het my eendag gevra, wat is apartheid? Wat was apartheid? Toe verduidelik ek vir hom. En tipies jong man, toe ek nou klaar vir hom geluister het, toe sê hy vir my, hoe kon julle so stupid gewees het? So, dit wys jou, maar hy word gepenaliseer en mense soos hy word gepenaliseer in terme van huidige wetgewing. So ek dink nie dit is 'n volhoubare manier nie, maar ons moet verstaan, dit word tans nogal streng toegepas en ek dink oorseese druk en veral Amerikaanse druk gaan help om hierdie streng toepassing daarvan oor tyd te laat verbrokkel. Maar ek dink nie ons moet verwag dat dit môre of oormôre gaan gebeur nie. Maar ons sien klaar om ten minste soos met Starlink exceptions amper begin kom en dit begin klaar bietjie
wiggle room, as ek die Engelse woord kan gebruik, in hierdie beleid kan ontstaan. Ons ekonomie het net eenvoudig nie die vermoë om homself uit 'n 0% groeikoers of minder as 1% groeikoers omgewing, waarin ons nou vir omtrent 10 jaar sit, uit te werk sonder oorseese investering in Suid-Afrika nie. En die onsekerheid in die omgewing waarin ons sit, maak onsekerheid die beleggingsklimaat net onaantreklik. Ja. En hoe gouer ons dit besef, hoe beter. Ja. Baie dankie prof, baie interessant. Ek hoop hierdie onstabiliteit met die GNI het nou weer impak op ons wisselkoers en investering soos ons vorentoe. Wel, kortliks miskien net. Daar was 'n bietjie 'n impak, maar dis 'n oorlog in die Midde-Ooste en vrede het uitgebreek na die 12-dag oorlog. Donald Trump het, nadat hy 'n paar kragwoorde gebruik het om Israel en Iran te beskryf, oliepryse het so bietjie heen en weer gespring, maar ek dink ten minste is daar nou weer 'n soort stabiliteit en miskien net 'n laaste punt, vir die eerste keer het Amerika direk toegetree tot so 'n regionale stryd deur bomme te gooi. Wat Trump in sy verkiesingsveld tog gesê het, hy sal nie doen nie, maar dit wys jou in watter situasie politikus hom bevind. Hy sê goed, mense beleef dit as beloftes, en dan doen hy ander goed, want die omstandighede verander dikwels so omvangryk, dat hy net eenvoudig nie kan hou by sy beloftes nie, maar ek dink ons is deur daai krisis en die olieprys normaliseer weer. Ek dink ook, as nou so na prof luister, die fokus gaan nou weer half terug wegbeweeg, want die wêreld se fokus was nou op die Midde-Ooste gewees, maar dit kan nou weer terugbeweeg na Amerika se tariewe, ons verhouding met Amerika, China-Amerika se verhouding. En die datum is 9 Julie. 9 Julie is die 3 maande onderhandelingstyd verby, waar die wêreld en lande moes onderhandel. Nou ons weet, Amerika het reeds met Engeland 'n ooreenkoms. Hy onderhandel tans met Kanada. Hy het met China ingeteken. Maar ons is nog nie op daai punt nie. En vir ons, veral vir landbou, is dit baie belangrik dat ons moet aanvaar, ons moet 'n omgewing skep, 'n handelsomgewing buite die AGOA struktuur waarin ons vir so lank was, om 'n goeie ooreenkoms te kry vir landbou. Ja. Baie dankie prof, baie interessant soos gewoonlik. Skakel in volgende week en gesels ons 'n bietjie verder oor die nuutste nuus in die politieke omgewing. Baie dankie prof. Plesier. Nee.